Wat moet jy doen om gered te word? Ons lees uit Romeine 10 van vers 1 af. My hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle verlos mag word. Ek kan inderdaad vir hulle getuig dat hulle God met ywer dien, maar sonder insig. Omdat hulle die geregtigheid wat van God afkom nie begryp nie en probeer om hulle eie geregtigheid tot stand te bring, het hulle nie onderwerp aan die geregtigheid wat van God afkom nie. Die einddoel van die wet is immers Christus tot regverdiging van elkeen wat glo. Moses skryf immers van die geregtigheid wat op grond van die wet verkry word. Die mens wat hierdie dinge doen, sal hierdeur leef. Maar die regverdiging deur die geloof word so verwoord. Moenie in jou hart sê, wie sal na die hemel opgaan met die bedoeling om Christus af te bring, of wie sal na die onpeilbare diepte afdaal met die bedoeling om Christus uit die dood terug te bring nie. Nee, wat sê dit? Hier by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons en ons word so regverdig verklaar. Met die mond bely ons en word so verlos. Die skrif sê tog, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Dit maak inderdaad geen verskil of jy 'n Jood of 'n Griek is nie. Ons het almal dieselfde Here en hy deel sy rykdom uit aan almal wat hom aanroep, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Daar is soveel Christene wat dink dat jy in die hemel kom deur jou gehoorsaamheid, of deur dit wat jy doen en nie doen nie. Hierdie denke is diep gewortel in die Ou Testamentiese 10 gebooie. Daar is vandag nog Christene wat dink dat jy nog steeds al hierdie en ander gebooie moet nakom om gered te wees. Ja, hulle bid nog vir God se genade, wees ons genadig en vergewe ons sondes, maar dan gaan hulle net weer voort met 'n lewe van moed en moenie. Hulle dink regtig dat hulle gehoorsaamheid hulle red. Jy mag nie en jy moet. Hierdie manier van glo is natuurlik voorchristelike denke, maar dit is steeds diep in baie mense se wese geanker. Martin Luther het ook eers so gedink. Luther het altyd geglo dat God volkome geregtigheid is en dat die mens vol ongeregtigheid is. God straf die mens se ongeregtigheid. Wat beteken geregtigheid? Dit beteken om sonder enige foute of sonde te wees. God is geregtigheid, want God is sonder sonde of foute. Die mens is vol ongeregtigheid, omdat ons vol sonde en foute is. So, om vir God aanvaarbaar te word, moet jy deur volkome gehoorsaamheid aan al God se wette voldoen. Jy moes 'n lewe van oorgawe lewe, en dan sou jy vir God aanvaarbaar word. Wel, dit klink reg, maar toe worstel Luther met homself oor sy eie lewe. Hy het by presies dieselfde gevolgtrekking gekom as waarby Paulus gekom het, naamlik, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek wel. Luther het probeer om God volkome te gehoorsaam. Maar hy het altyd geweet sy eie gehoorsaamheid skiet ver te kort. En daarom was geregtigheid of die mense se sondelose lewe vir hom 'n struikelblok. Dit was doeteenvoudig onmoontlik om so te lewe. Jou beste pogings is gebuig. Luther vertel dat die term die geregtigheid van God hom vreesbevange gemaak het. Sy gewete telkens soos weerlig getref het. Skuldig, ek is skuldig, ek is skuldig en daarom verlore. Luther het vir God begin sien as 'n God wat sondaars verpletter met sy wet en dan hulle nog verder dreig met 'n ewige straf. Die deurbraak het vir Luther gekom toe hy, terwyl hy Bybel lees, Romeine 1 vers 17 lees en dit vir hom 'n nuwe geloofswêreld oopgebreek het. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus, soos daar geskrywe staan, die regverdige sal op grond van geloof leef. Letterlik staan daar, en hy wat uit die geloof geregverdig is, sal lewe.
Nie hy wat gehoorsaam is in alles nie, maar hy wat glo. Skielik verstaan hy dat God se geregtigheid nie iets is wat mens moet bereik nie, maar dat God hierdie geregtigheid aan Christene gee, omdat hulle glo in die verlossing in Christus. God gee sy eie geregtigheid aan almal wat die beloftes van die evangelie van Jesus Christus glo. God trek dus vir jou Christus se geregtigheid aan. Sondaars word deur God gered deur hulle geloof in die lewe, werk, sterwe en opstanding van Jesus Christus. Dit gaan nie oor hoe sterk jou geloof is nie, maar in wie jy glo. Jy doen nie die wil van God om gered te word nie. Jy doen die wil van God omdat jy gered is. Jy word nie gered deur jou gehoorsaamheid om die wet te onderhou sodat ons onsself kan regverdig nie. Ons word gered deur Christus se geregtigheid wat vir ons aangetrek word, nie ons eie pogings nie. Luther se herontdekking van God se regverdiging het enorme impak op hom gehad. In 'n tyd toe mense verteer was deur hulle angs weens die oordeele van God, kom daar vryheid en vryspraak. God spreek mense vry, enkel en alleen omdat hulle glo, en nie omdat hulle die wet nakom nie. Dit word 'n boodskap wat reg deur die eeue gelowiges aangryp, die wonder van God se genade aan sondaars. Dit is wat die Romeine brief vir ons duidelik in hart sê. In Romeine 10 vers 9 en 10 word hierdie wonderlike vryspraak bevestig. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons, en ons word so regverdig verklaar. Met die mond bely ons, en word so verlos. Kan jy met volle oortuiging sê, Jesus is die Here? Kan jy met volle oortuiging sê, dat jy beslis op pad is hemel toe? Glo jy dat Jesus Christus in jou plek gesterf het? Dat hy jou sondes van jou verlede, jou hede en jou toekoms betaal het? Dan is jy gered. Jy hoef nie meer te twyfel nie. Jy hoef nie meer te voel asof jy nie goed genoeg is vir God se verlossing en vergifnis nie. Want as jy met die mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons en word so regverdig verklaar. Met die mond bely ons en word so verlos. En Romeine 10 vers 11 en 12 bevestig dit verder. Die skrif sê tog, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Dit maak inderdaad geen verskil of jy 'n Jood of 'n Griek is nie. Ons het almal dieselfde Here, en hy deel sy rykdom uit aan almal wat hom aanroep. In die tyd van die vroeë kerk in die 1ste eeu na Christus, was dit bitter onveilig om te bely dat Jesus die Here is. Die rede hiervoor is die Romeinse keisers wat van mening was dat hulle self eintlik Here is en persoonlik aanbid moes word. En baie Christene het hulle lewe verloor deur eerder vir Jesus as Here te bely. Ook in Luther se tyd het die belydenis dat Jesus ons in die regte verhouding met God bring en dat ons nie gered word deur die kerklike gebruike nie, vinnig 'n lewensbedreigende belydenis geword. Baie van ons is vandag nasate van die Franse hugenote wat moes vlug weens die belydenis dat die geskenk van God in Christus ons red, nie kerklike betrokkenheid of jou eie werke nie. Daarom mag ons nie hierdie bevrydende geskenk van God in Christus goedkoop maak nie. Jou verlossing het aan die kruis gebeur. Christus het gesterf sodat jy kan lewe, glo dit, bely dit, leef dit. Wat was Paulus se bedoeling met die boodskap van God se vrye genade? Waarom skryf hy dit vir die Romeine? Wat moet die inhoud van die Romeine brief met die gelowiges in Rome doen? Waarheen moet dit hulle beweeg? Waarvan moet hulle afsien? Wat moet hulle ophou doen? Wat moet hulle begin doen? In Paulus se tyd was daar rusies oor die inskakeling van Christene uit die heidene nasies. Die vraag was, moet gelowiges uit die heidene nasies nou ook maar die wet nakom of nie? Die Jode wat Christene geword het, het klem gelê op die nakoming van die wet, want dit was 'n manier om hulle eie Joodse identiteit nog steeds te kan bewaar. Paulus sê,
dat hulle Christelike identiteit daarmee in gedrang kom. Daarom skryf Paulus die Romeinebrief en hy beklemtoon, God spreek mense vry, enkel en alleen omdat hulle glo en nie omdat hulle die wet nakom nie. Die punt is dus, God kom verlos mense gratis en verniet, sonder verdienste van hulle kant af. Niemand, ook nie die Jode, met hulle wetsonderhouding kan hulle self red nie. Daarom is ons almal gelyk voor God. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons en ons word so regverdig verklaar. Met die mond bely ons en word so verlos. Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Christus is gelowiges se identiteit. Jou identiteit is in Christus en Christus bind Christene oor alle grense saam tot sy kerk. As menslike gebruike en tradisies gebruik word om iets by die versoening van Christus by te voeg, staan dit in die pad van die evangelie. Die skrif sê tog, elkeen wat in hom glo sal nie beskaamd staan nie. Dit maak inderdaad geen verskil of jy 'n Jood of 'n Griek is nie. Ons het almal dieselfde Heer en hy deel sy rykdom uit aan almal wat hom aanroep, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. God maak ons nuut. Ons identiteit het deur Christus verander. Ons DNA lyk nou anders. Ons verhouding tot God, tot mekaar en tot ons wêreld het in Christus radikaal verander. Ons redding is, ons is versoen met God, met mekaar en met ons wêreld. Ware redding is nie iets wat jy doen nie, maar iets wat met jou gebeur. As jy besig is om te verdrink en 'n lewensredder kom jou help, sal hy iets sê soos, hou op met spartel, moenie jouself probeer red nie, ontspan, ek het jou. As jy spartel en self probeer, gaan jy verdrink. Die groot lewensredder, Jesus Christus, het jou gered. Dis immers nie die daad van jou geloof wat jou red nie, maar die inhoud van jou geloof. Jesus, die gekruisigde en opgestane Here. Romeine 10 vers 9 bevestig dit wanneer Paulus die inhoud van jou en my geloof verduidelik. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Ware redding sê jou verlede is verby. Jou toekoms het begin, en jou hede, jou vandag, is 'n nuwe lewe waarvan God deel is. Ware redding sê ook vir jou dat nie net jou toekoms nuut is nie, maar dat jy ook 'n skoon gewaste verlede het. Ons verlede en toekoms is nuut. Romeine 10 sê vir jou dat God jou aanvaar. Dit maak nie saak wie jy was en wat jy gedoen het nie. Dis nie die daad van jou geloof wat jou red nie, maar die inhoud van jou geloof, Jesus, die gekruisigde en opgestane Here. En wanneer jy in Christus lewe, sal jy natuurlik meer en meer verander. Nou wil jy meer en meer gehoorsaam wees. Ek leef anders, omdat ek vrygekoop is. Ja, jou en my Jesus se lewe word dan die lig verander, wat ook na Jesus soek. Dit gaan nie oor hoe groot jou geloof is nie. Dit gaan oor die inhoud van jou geloof. Jesus, die gekruisigde en opgestane Here. Dit maak nie saak wie jy was en wat jy gedoen het nie. Romeine 10 sê vir jou dat God jou aanvaar. O Here, dankie vir die wonderlike voorreg dat ons kan weet, ons is op pad hemel toe. U het ons vrygekoop. U het aan die kruis gesê dit is volbring, en elkeen van ons wat dit glo en wat dit bely, sal gered word. Is gered. Kan 'n nuwe lewe leef in Christus Jesus. Here, help ons dan om u wil te soek en u wil te doen, nie om daardeur hemel toe te gaan nie, maar omdat ons op pad is hemel toe. Dankie daarvoor, Here. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.